Hi almal, ek's Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou ek wil graag iets met julle deel en jou uitnooi vir die van julle wat belangstel om 'n 10 dae vas saam met ons te doen. Dalk is dit jou heel eerste keer wat jy nog ooit vas en jy wou dit nog altyd doen, maar jy het nog nooit kans gesien nie, want 21 dae of 40 dae klink vir jou hopeloos te lank. So, ons as gesin gaan 'n 10 dag vas doen. Nou, soos gewoonlik, vas ons as gesin, doen ons 'n 21 dae vas, gewoonlik so voor Paastyd en dan weer so voor September of Feast of Trumpets, wat gewoonlik oor die maand van September of Oktober val, afhangende wanneer hulle nuwe Joodse jaar begin. En hulle het eintlik die Jode het twee nuwe jare. Die een is in April maand, wat dan nou die maand van Nisan is, en dan het hulle nog ene wat dan nou in oor September val, September, Oktober, wat oor die maand, wat in die maand Tishri is, en daai nuwe jaar vier hulle dan eintlik creation, wanneer die wêreld dan nou geskep is. So dit is hoekom hulle dit dan doen, en die ander een is nou maar die sekulêre ene, wat dan nou volgens hulle kalender gaan, soos wat hulle feeste val, en natuurlik soos wat God vir hulle uiteengesind het, wat volgens die maansiklus verloop, ensovoorts. So ja, dit is 'n totale studie op sy eie, ek wil nou nie te veel daarin gaan nie. Maar hoekom ek eintlik dit met julle deel is, daar's 'n verskriklike groot geestelike verbintenis rondom hierdie tyd, wanneer 'n mens gaan en jy sonder jou af. Daar word geglo in hierdie tyd kry die Jode natuurlik tyd om hulle self af te sonder, om te bekeer van hulle sondes, want soos ons weet, Feast of Trumpets is die tyd wanneer hulle wag, en wanneer baie mense eintlik glo dit die tydperk sal wees wanneer die wegraping gaan plaasvind. Natuurlik sê, ek wil dit net duidelik maak, ek sê nie dit is hierdie jaar wanneer die wegraping gaan plaasvind nie, en die Bybel sê vir ons duidelik, ons weet nie wat 'n dag en wat 'n uur dit gaan wees nie, maar ons kan die seisoene weet, so ons moet in elk geval elke seisoen en elke dag moet jy gereed wees as kind van die Here, want jy weet nooit wanneer jou tyd is, wanneer Jesus jou gaan kom haal nie. So, dis nou nie iets om oor te stry nie, maar daar is 'n groot geestelike verbintenis daaraan, en as jy Feast of Trumpets bestudeer, en jy bestudeer die Joodse wedding festival, jy weet dan, ekskuus nou vir die Engels, maar nou kom ek op die Afrikaanse woord nie, bruiloft, dat sy, dan gaan jy sien hoe werk die dinge in plek, en hoe God elke dingetjie, elke feest vir 'n spesifieke tyd uiteengesit het. So, maar wat ek nou vir julle wil los is, met hierdie vas, is gedurende hierdie tyd, glo die Jode, dat daar 'n geopende venster is in die hemel. So, ek het dit al, nie net ek nie, maar ons hele gesin het dit al beleef deur die jare, wanneer jy tydens hierdie seisoen of hierdie tydperk vas, is dit asof daar net 'n grasie tydperk is vir jou gebede, waar God absoluut antwoord. Natuurlik gaan jy nou nie alles skryf wat jy voor vra nie, maar die kanse is goed dat jou gebede vinniger beantwoord gaan word. Dit is 'n grasie tydperk, 'n open window, soos hulle sê, wat jy regtig net voor God se voete kan gaan sit en dinge met hom deel, maar die belangrikste is daaruit sê ek altyd die geestelike groei wat plaasvind en jou ontmoeting met die Here. So, jy kan, as jy nog nooit gevas het nie, maak 'n punt hierdie, probeer, as altyd die eerste keer, en mens gaan dit altyd uitstel, as jy nie vir jouself sê, ek gaan dit nou doen nie. So hierdie vas gaan begin die 1 Oktober tot die 10de Oktober. So vanaf die 31ste Augustus, dit is wanneer jy klaar eet en drink en doen wat jy wil, en dan eers weer van die 12de af mag jy weer normaal begin eet en drink. So, as dit vir jou baie moeilik is en jy weet nie hoe om te vas nie, dis jou eerste keer wat jy vas,
dan besluit nou vir hierdie 10 dae om een ding uit te skakel. Een ding wat vir jou bitter moeilik sal wees om uit te skakel. So, byvoorbeeld, ek weet nie of julle kan hoor nou nie, maar hier is 'n trein in die agterkant wat verbygaan, so ek hoop nie, hy word te erg opgeneem deur die klanksysteem nie, so, ja, probeer dit maar ignoreer as dit nou opgeneem word. So, probeer een ding uitskakel wat vir jou baie moeilik is. Dus vir my, het ek al telke maal gesê, dit is vir my baie moeilik om koffie te los. Jy weet, in so tydperk, maar dit is nou al nie meer vir my so moeilik nie. Dit bly maar altyd 'n challenge, maar jy weet, ja, so skakel dan nou net koffie uit vir die 10 dae. Of dit is dalk vir jou sjokolade, of is brood, of jy kan dalk bietjie meer goed uitskakel. Jy kan besluit, dit is iets wat jy wil graag net, jy weet, soos 'n Daniel vastipe doen. Ek gaan lees bietjie in Daniel, hoe werk 'n Daniels vas, wat spesifiek, jy kry die 10 dae, en jy kry die 21 dae vas. Jy weet, waar Daniel vir die 10 dae het spesifiek net groente en vrugte en baie gesonde kosse geëet, en die 21 dae was 'n bietjie meer strenger. So, jy kan nou gaan kyk en jy kan dit gaan doen, maar dit gaan nie hier eintlik oor die dieet nie. So, ek wil nie hê jy moet besluit jy wil vas, en dit gaan vir jou gaan oor 'n dieet, oor goed wat jy uitsny en sulke goed nie. Dit moet gaan oor iets wat jy opoffer. So, ons in ons huis ook, byvoorbeeld, ons kyk dan daardie tyd geen sekulêre programme op die TV nie, ons sal geestelike goeders kyk, preke, die kinders gee hulle Xboxe games op gedurende daai tyd. Weet, elkeen in die huis besluit, hulle los iets, soos wat eet of drink uit. Jy weet, hoe meer jy los, hoe meer gaan jy basies, hoe meer offer jy op, en gee jy tyd aan jou liggaam wat jy opoffer vir die Here, om sy stem te hoor. Maar die grootste en belangrikste ding van die hele vas is dat jy tyd maak om by Jesus se voete te gaan sit en te gaan bid. Jy moet vir jou 'n tyd in 'n dag uitsit. Almal sê hulle bid, jy bid vir jou kos, jy bid vir, weet, in die oggend om dankie te sê, of in die aand as jy gaan slaap, maar dit is nie goed genoeg nie. Vir 'n vas moet jy ten minste halfuur tot 'n uur afsonder in 'n dag, daar waar jy na televisie sou gekyk het, of wat jy nou ander goed sou gedoen het vir ontspanning, moet jy daai tydgeleef gebruik, om regtig God se aangesig te gaan soek. Dit is dalk iets wat jy om voor vertrou, in jou huwelik, of in jou gesondheid, of in jou finansies. Daar is so baie dinge, wat jy regtig net sy stem wil hoor, of net 'n sterker verhouding met hom wil hê. Dit is vir my altyd die belangrikste, is om Jesus se stem beter te hoor, om 'n nader, dieper verhouding met God te hê, sodat mens sy wil kan doen, en ingetap wees in die geestesrealm, sodat mens kan hoor en gewaarsku word, wanneer die Heilige Gees mens waarsku teen dinge. Veral in die tye wat ons vandag leef. So, hierdie nuwe Hebreëse jaar is die getal 5787. So, ek gaan in my artikel wat ek skryf, wat ek skryf elke maand vir Testify Magazine, my kolom se naam is 5/4 Ministries Investigates, gaan ek bietjie meer uitbrei oor wat se wonderlike jaar dit is geestelik, as jy weet wat daardie nommers verteenwoordig, en wat se simbole hulle verteenwoordig, en die boodskap wat geestelik daar agter is, gaan jy dit nie wil misloop nie. So, dit is baie belangrik. Julle kan net die sosiale media dophou, my Facebook page, die van julle wat op my WhatsApp groep is, en dan nou natuurlik op Telegram. So ek sal dit deel sodra dit uitkom, en dan kan julle bietjie meer daarop gaan lees, en so jy kan jouself nou al voorberei in hierdie tyd wanneer jy vas, dat jy kan weet, dit is absoluut 'n tyd wat die Here wil hê. Ek gaan net vir jou so vlugtig genoem, wat ons geestelike oë absoluut
ingestel moet wees, want die hele getal 5, 7, 8, 7 in Hebreëus, die Strong's Hebrew Codes, daai hele getal verteenwoordig die woord blindheid, so wat dit alles op neerkom, en dan as jy elke nommer apart gaan opbreek, soos wat dit soos wat die Jode dit dan nou, wat God het vir hulle gegee het, en hoe hulle dit verstaan, dan kan jy absoluut sien hoe God 'n geestelike boodskap wat hy het vir hierdie nuwe jaar, waaroor dit gaan, dat ons nie geestelik blind moet wees nie, dat ons moet luister, soos ek kan vinnig vir julle net noem, die hulle werk so, hulle het 'n 80 en dan het hulle 'n 7, so die 80 is 'n prentjie van 'n mond, en dan die 7 is 'n prentjie van 'n swaard, so weet, dan kan mens dadelik dit terugbring na 'n tweesnydende swaard, soos wat ons van lees in Openbaring, waar Jesus sê, waar Johannes gesien het, Jesus het hierdie tweesnydende swaard in wat uit sy mond uitkom, en God gaan ons oordeel vir hoe ons praat, hoe ons optree, en of ons geestelik gaan raak sien, of ons geestelik gaan blind wees, of ons toe gaan laat, of die wêreld ons gaan mislei of nie. So, dis baie belangrik gedurende hierdie vas, dat jy jou gaan afsonder en vra, Here, help my om geestelik, dat my geestelike oë en my geestelike ore oop sal wees, sodat ek nie onder die oordeel sal val nie, en dat ek nie mislei word nie, sodat ek u woord kan ken, en sodat ek waarheid kan spreek, want dit gaan ook oor jou mond, en sodat ek regverdig geoordeel kan word, en sodat ek ook die waarheid kan spreek, want 'n swaard is ook die waarheid, en dit is die woord van God. So ja, dis nou 'n hele mond vol, maar ek gaan baie meer in diepte in die artikel daaroor uitbrei, maar net vir jou 'n riglyn te gee waaroor om te bid, ook tydens hierdie vas, en waaroor dit gaan vir die nuwe geestelike jaar. Ons bid altyd en vra Here, en ja, ons bid natuurlik in Januarie ook vir die sekulêre jaar, maar natuurlik bid ons moet op God se kalender inval, en vir ons geestelike lewe moet ons vra, Here, wat wil u hê vir hierdie nuwe geestelike seisoen wat ons ingaan? Wat wil u vir ons as gesin hê? Wat wil u hê moet ons doen vir u? En ja, sodat ons in God se wil kan bly. So dit is baie belangrik. So ek hoop julle verstaan wat ek gesê het, en as jy enige vrae het en onseker is, kan jy altyd vir my 'n boodskap stuur of 'n e-pos stuur. So ja, tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.